Iemand sê nou net, Rooies, wat bemoei jy jou met die politiek en dit wat aangaan met Cyril en wat? Yes, ek moet my bemoei, ek is 'n soldaat vir Christus. Ek is 'n koningskind. Ek is 'n evangelis. En daarom moet ek my bemoei met dinge wat om my aangaan in die nuus, want ek help mense wat honger is. Dis die politiek se skuld, of sekere mense in die politiek se skuld, party mense honger is. Dit is sekere mense se skuld wanneer ons mense vermoor word, en daarom bemoei ek my daarmee. Yes, ek wil vir jou vra wat vir my sê, waarom bemoei ek my met politiek? Waarom bemoei jy jou oor wat ek wil doen? So moenie jou bemoei nie, hou jou met jou sake besig dan. Maar vir die wat belangstel, wil ek dan net ietsie sê. Ek weet jy het hier gekykie, anders moet jy nou net gou op YouTube gaan kyk. Dit was baie interessant, Cyril Ramaphosa en Trump. Nou ek het vanoggend vir iemand gesê, wat my geskakel het, en ook 'n verslaggewer, waar staan ek? Toe sê ek, luister, ek wil nie uit die uitkoms sien, Trump het gewen, of Cyril het gewen nie. Ek wil sien dat my land verander. Ek wil sien dat my land mooi raak. Ek wil sien dat Suid-Afrika tussen wit, swart en bruin vrede het. Ek wil sien dat 'n boer op 'n plaas nie moet vanaand in vrees slaap om môre mieliepap op my tafel te lewer nie. Ek wil graag hê dat 'n boer ook gelukkig moet wees. Of hy bruin, swart of wit is, dat hy môre is dit hy wat my vleis op my tafel sit, maar vanaand moet hy wegkruip, want hy kan doodgemaak word. Dit is mos nie 'n land nie, man. En as 'n president in 'n land nie kan opstaan vir dit nie, dan is hy 'n swak president, soos hy vanaand maar weer, en dit is waaroor ek wil praat. Ek wil nie die saak bespreek van vanaand nie. Ek wil net sê, ek is so geskok soos nog nooit tevore, en daar was 2% respek vir Cyril Ramaphosa, ek het minus. Toe Trump opsit vanaand die film, en die kruise wys daar in Polokwane, van die boere wat vermoor is, al wit, swart en bruin, toe maak hy of hy nie weet nie. Hy vryf sy gesig, hy kyk sang toe, hy sê saggies, where is that? En dan vra hy, kan iemand sê, waar is dit? Jy is 'n leenaar, Cyril Ramaphosa. Ek sit nie die ampresident voor jou naam nie. Jy is so agterbaks vanaand gewees, maar dit daar gelaat. Gaan ek jou wil iets aandoen? Nee, nou gaan ek vir jou bid. Dat jy nie jou draaie kry nie. Ek gaan bid. Jy's my vyand in elk geval van vanaand af openlik. Ek het mos nou gesien hoe ondersteun jy met jou stil sweye plaasmoorde. Met jou stil sweye ondersteun jy BEE. Met jou stil sweye, en elke een, as iemand 'n ander ras te nakom, en jy's van daai ras en jy hou jou mond, dan is jy deel. Ek was vanaand net so geskok. Kyk, ek van Steenhuisen verwag jy dit, want toe die oue possie kry van minister van landbou, toe vergeet hy van Pala, en hy praat nie meer daaroor nie, en sy mond is sommer vinnig stil gemaak. Hy's 'n verraaier by uitstek. Maar, julle wat so DA gestem het, toe ek deur die land gery het en gesê het, stem #HopeForSA, julle moet skaam wees vanaand. Want eerstens stem julle vir hulle, terwyl hulle abortus ingebring het, baba moord, die LGTB, 2 mans wat kan trou. Ek wil vanaand vir elkeen wat DA stem en weet, sê sies dat jy aangaan en tevrede is dat 'n ou pothole maar reggemaak word, en hulle is so goed met hulle administrasie, en hulle is so goed. Vanaand het Steenhuisen weer bewys hoe hy met woorde speel en Suid-Afrika verraai. Elke mens, elke boer, swart, wit en bruin is vanaand verraai deur die minister van landbou Steenhuisen. En net voor die verkiesing gaan hy jou maar weer ompraat om vir hom te stem. Jou DA-stemmer. Ek is vanaand skaam vir julle part. Maar dit daar gelaat, ek kan rustig gaan slaap, want ek ondersteun nie abortus nie. Ek is Bybelse beginsels, prys die Here.
Dan wil ek net vanaand sê, die Suid-Afrikaners wat daar was, onder andere Annie Els, Retief Goosen en Rupert. Rupert en Annie Els en Retief Goosen. Ek wil vir Retief Goosen gelukwens. Jy het by die punt gekom. Jy het gesê hoe dit is op 'n plaas en jy het baie mooi saaklik gepraat sonder om vieslik te wees. Jy het nie naam gaan soek en gekruip by enige een nie. Jy het reguit gepraat, Retief Goosen. Ek het respek vir jou. Oor Rupert wil ek eers praat hier. Jy's 'n broederbonder man, met jou oor jou wil ek nie praat hê. Jy het vanaand weer gewys. Hoekom kom jy nie by die punt nie? Jy speel met woorde. En dan wil ek sê, nee. Jy ondersteun altyd op golf. Ek het nie geweet regtig as jy 'n spreekbeurt kry waar jy 'n verskil kan maak, dat jy jou mond hou en nie by die punt kom nie. Maar dit daar gelaat. Dit is julle sake. Ek het vanaand net meer en meer. Ek gaan nie net gal braak nie, ek gaan nie net kla nie. Nee, kom net nog meer om te sê, kom ons bid vir Suid-Afrika. Kom ons bid vir hierdie regering. Ons bid hierdie DA&ANC uit. En ons bid 'n Christenregering aan. Ek wil net so 'n bietjie sê, #HopeForSA is 'n Christen oor jy regtig kan bid en stem. Ek is nou nie meer die deputy nie. Het niks fout gebeur nie. Ek het teruggestaan omdat ek vele werk in die bediening het, maar ek is 'n lid en ek sal hulle ondersteun. En ek is trots op 'n president wat ek daar het, John Machule, wat werklik vir boere opstaan in Jesus naam. So dankie daarvoor. Maar ek wil net vanaand sê, moenie laat hierdie gebeure ons omkrappie. Verraaiers sal altyd wees. Mense praat so om hulle ou belangetjies te beskerm. En dan moet hulle baie saaklik praat en nie tot by die punt kom nie. Hulle kom nie tot by die punt nie. Maar ek wil ook vanaand sê, dankie Here, dat ons trek waar ons trek. En laat die debat vanaand daar was. Dit wys ons gebede word verhoor. So prys die Here. Is Trump ons redder? Nee, Jesus is ons redder. Dankie vir meneer Trump dat hy opstaan. Dankie vir Elon Musk dat jy praat daaroor. Maar my trust is nie in julle nie, my trust is in Jesus Christus. Maar ek wil afsluit vanaand om net te sê, ek gaan slaap vanaand sonder 'n president in hierdie land. Ek gaan hom nie meer president noem nie. Ek het nogal vroeër vandag gesê, Cyril Ramaphosa het nogal 'n mooi saaklike gesprek. Hy kan nogal 'n oulike president wees as hy wil. Ek het nogal vanoggend gesê, hy was beter as Biden. Nogal vanoggend gesê, daar sekere punte wat hy reg kan praat. Nie enetjie wat daar agter praat, sê sommer ons het nie 'n wet van dat jou grond afgevat kan word nie. Julle kan lieg. Maar Cyril, jy het regtig gejok. Jy het verskriklik gelieg vanaand. Jy kan nie, jy het geen integriteit nie. En Steenhuisen, jy's regtig 'n ou hondjie. As die groot hond hoef, dan spring jy op. En dan hardloop jy ook al in die ronde en piepie rond. Piepie oral op die teels, want jy weet nie wat om te doen nie. Sorry, ek beledig hom, maar ek het geen no respect for Cyril Ramaphosa or Steenhuisen or the other South Africans that cannot stand their stand. Thank you, Retief Goosen. You bring a good contribution. Thank you very much. Nou ja, mense, lekker het ons nou gepraat en elkeen kan hier sê wat sê hulle, maar ek sê, kom ons bid nog meer vir ons land. Kom ons bid vir Cyril. Gaan nie vir hom stop nie. Ek gaan hom nie haat nie. Ek gaan hom nie doodmaak nie. Hy is my vyand, maar ek gaan hom lief hê. Vir hom omgee. Nog steeds. Cyril weet ons nog altyd is nie ons kant nie. Maar laat ek vanaand gesien het dat 'n volk se eie mense teen hom kan draai met woordspeling is maar seer. Maar ek sal altyd swart mense lief hê, ek sal altyd wit mense lief hê, ek sal altyd bruin mense, Indiërs lief hê, want ek is lief vir almal. God het hulle gemaak. Maar as bruin mense te nagekom word, staan ek op vir bruin mense. If somebody hurt a black person, I will stand up for that black person.
But I ask you tonight for black persons, please stand up for the people, the Boers. They kill them on the farms. Please stand up for them as well. Nou ja, julle moet 'n lekker aand hê. En kom ons bid vir die regering en yes, like it. Kyk, ek het al gelieg in my lewe. En veral toe ek ongered was, het ek aan my hoofsaak gelieg. Maar Cyril het vanaand, julle moet daai ding gaan kyk. Hy kyk so af. Where is that? Where is that? Is that in South Africa? Cyril Ramaphosa, jy's 'n grap, regtig. Maar jy's daarom nog die groot hond wat blaf. Ou Steenhuisen staan net soos 'n ou keffertjie agterna. En piepie op die grond hier agter jou aan. Jessie, daai hou geen integriteit. Hoe gaan slaap hy vanaand? En julle DA stemmers, julle wat gestem het daar koppig was, want hulle maak potholes reg, hulle doen dit. Luister, hulle vermoor nog daagliks 1200 babas. Dit is op elkeen wat dit weet en vir hulle stem. Jy kan maak wat jy wil. Jy is deel daarvan. As jy weet, 1996 Oktober, 29 Oktober 1996, het die DA abortus ingestem. Daar het hulle met woorde kom speel. Mense, ek vra nie verskoning vir sulke goed nie. Spreuke 24 vers 11 tot 12 sê, wie sal opstaan vir hulle wat op pad slagpale toe is? Môre word weer 1200 babas vermoor. Man trou, vrou trou. En jy sê, jy het dit nie geweet nie, sê Spreuke 24 vers 11 en 12. Sal ek wat die harte toets, dit nie merk en jou vergeld na jou werke nie. So jy moet nie kom eendag voor God en sê jy was 'n Christen, maar jy het goed ondersteun wat teen God se Bybel is nie. Daar is jy kan stry op hierdie Facebook, jy kan aangaan, jy kan op jou kop staan, jy kan maak wat jy wil. Daar's 'n dag wat ons voor God gaan staan. En daardie dag wat ons voor God gaan staan, moet jy sê, het ek geweet, ek stem vir 'n party wat abortus toelaat en wat al hierdie bose dinge doen. Daarom is ek betrokke, ja. So, ek sal altyd in my hart praat oor Christenpolitiek. Ek is lief vir Christenpolitiek. Please, vote, #HopeForSA. I'm not the deputy president anymore because I stand back, but my president there, John Machule, is a man of integrity. He's a born-again man. So, I ask you tonight, do the right thing. And if there is councillors or leaders in provinces, places that want to stand for #HopeForSA, I will place the number on my post now of the head office or you can contact me. Then I will put you online with the president of #HopeForSA. Are you born again? Stand for them. Let me take South Africa over. And then, look out for me with a trailer that stands on Jesus. Big. Take over in the name of Jesus. It's not a political party. It's about the Son of God. I travel around in the country and we close the tech houses. We close the places that it's not from God. Let me move on and do Matthew 28 verse 19. Go out and preach the gospel of Jesus Christ. Let we preach it. Ja, die Here is baie lief vir julle. Dankie almal wat daar sê, #HopeForSA. Alle Christenpartye bless ek in Jesus naam. Maar as jy daar was, en jy was dit daar, dan moet jy vanaand skaam wees, jy moet dit bely voor die Here. 2001 tot 2005 staan ek in Hoffie Park in 'n saal. En die DA en ANC was toe kom af baie ver van mekaar verwyder. En daardie aand sit ek daar op 'n radiostasie saam met hulle. En ek sê hulle daardie aand, julle is voëls van dieselfde vere en julle flock together. Toe boe die DA my in die ANC. Toe sê ek, julle werk ondergronds lekker saam daar by die Vrymesselaars en al hierdie plekke. Want terwyl ek in die raad was 10 jaar, die een burgemeester was in die Vrymesselaars en die DA se leier daai tyd
in Kimberley was in die vrymesselaars. En daar het hulle besluite gemaak oor sekere sake klaar. Die DA is deurdronge met vrymesselaars en broederbonders. Ek praat omdat ek weet, ek was daar, nie by hulle nie, ek was daar in daai raadsaal, 10 jaar lang. En vanaand kan ek net vir jou sê, mense, julle word uit julle neuse rondgelei. ANC stemmers, hulle lieg weer vir julle by die ANC, dan daar's vragtig pastore, omdat jy 'n bietjie teels kry, omdat jy 'n bietjie goed kry by die ANC of by die government van die dag, dan spring jy rond vir hulle en jy verraai die God van die Bybel. Daar's DA pastore hoor ek. Waar kom jy daaraan om 'n pastoor te wees en jy's in die DA, 'n DA wat abortus ingestem het, maar jou Bybel sê jy mag nie mense doodmaak nie. Waar kom jy daaraan om God so te verraai? Jou Judas Iskariot. Jene mense, ek kan nie dit glo nie. Daar's pastore wat in die EFF is. Waar kom jy daaraan dat jy so iets kan ondersteun? Voor laasweek het hy my weer van die DA gebel, 'n counselor, 'n man daarvan, wat Vrystaat. Of hy staan nou vir 'n counselor, en sê, Roos, vertel my meer van die DA en abortus. Ek wil net afsluit met hierdie een. Nou die dag bel ons die DA se inbellyn. Andres bel aan. Hy praat met 'n vrou, hy sê, ek hoop tog nie julle keer abortus af nie, want ek wil abortus lid doen by my meisie. Die vrou sê, nooit, ons het dan abortus ingestem. Ek bel in na hom. Ek praat met dieselfde vrou, typ hulle. Ek sê, ek is 'n pastoor, ek hoop julle is nie vir abortus. Ja, sê meneer, elkeen kan stem soos hy wil, en ons is liberaal, en as u nie wil abortus nie, dan is ons nie vir abortus nie. Leenaars. Selfde vrou sê in 5 minute 2 verskillende goed. Maar ek wil nou nie vanaand staan en dit praat nie, want ek is moet nou nie vir 'n politieke party wat ek nou wil vanaand nie. Ek wil vra, kom ons bid vir ons land. Kom ons bid vir Cyril, kom ons bid vir almal, maar as Cyril vanaand op sy kussing geleë sê, waar is daai plek in die land? As iemand Cyril se telefoon direkte lyn het, stuur tog vir hom asseblief daai foto daar buite in Polokwane, buite van die kruise van die mense wat dood is. Nou wil ek vanaand kom sê, elkeen wat 'n geliefde in hierdie land verloor het deur moord, of wat verkragt was, of deur kriminaliteit is jou huis ingebreek, ek kom bid vanaand in die naam van Jesus, en daar 'n kalmte oor ons kom, en dat God ons rustig maak. En Here, vanaand kom bid ek vir elke persoon wat goed beplan, wat 'n dief is, wat wil moord pleeg, wat wil verkrag, stop hulle in hulle spore, in Jesus naam. En as daar in die government nog mense sit wat steel en gesteel het, wil hulle nie openbaar in hierdie week, hulle almal toegesluit word, in Jesus naam. Amen.